Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag die 29ste Mei 2026. Kan julle glo ons is al so op die einde alweer van nog 'n maand, né? Nooi julle uit na môre se bazaar toe vriende, gaan lekker wees, is altyd lekker. Ons het 'n lekker groentetafel. Daar's ons 'n wit olifanttafel, daar's 'n winkel, ons noem dit sommer die winkel waar ons allerlei interessante goed verkoop. As 'n samosa tafel, 'n koffietafel, 'n koek en 'n terttafel. 'n wit olifanttafel, 'n groot wit olifanttafel, die chic boutique is daar. So as 'n klomp goed, as julle nog 'n bietjie wil betrokke raak, vriende, as julle baie welkom, as julle donasie wil gee, is julle baie welkom. En laat my weet waar julle ook al graag betrokke wil wees. Maar ek nooi julle uit na môre se bazaar. Ons begin so 8:30 se kant. Is gewoonlik 1 uur omtrent klaar. So as jy wil kom, moet jy maar sommer vinnig kom. Maar sal lekker wees om jou ook daar te sien. Kom ons raak net so 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om so by U te wees elke dag. Here, die voorreg eintlik wat ons het dat U by ons is elke dag. Here, U sê in die woord, U sal ons nooit alleen los nie. Here, dankie vir daardie vaste wete. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons is natuurlik nou hierso in Hebreërs 5, soos julle nou al teen hierdie tyd, ekskuus tog, baie goed weet, vriende, is dat hierdie Hebreërs skrywe aan hierdie mense hierso, hulle is meestal Joodse Christene, wat uit die Judaïsme tot geloof in Jesus gekom het. Ons het vir mekaar gesê, die hoofdoel was om die gelowiges te waarsku om nie aan Christus ontrou te wees of weg te draai van Jesus af nie. Hulle vervolging beleef, swaar kry beleef, hulle is moedeloos gewees op 'n stadium, selfs van hulle terugbeweeg het na hulle ou godsdienste toe, né? So die hele ding oor die Hebreërs skryf is om die heeltyd vir hulle daaraan te herinner dat Jesus Christus staan sentraal. En nou kom ons by hoofstuk 5 en dan sien ons wat die Hebreër beskryf het, hy begin weer dieselfde doen. Hy begin weer vir ons wys op Jesus Christus. So kom ons lees. Hy sê, elke hoëpriester is 'n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree deur gawes en offers vir die sondes te bring. Nou so jy weet ons Ou Testament die hoëpriester, dit is wat hy gedoen het as jy daarby hom aangekom het, hy die offers nie goed gebring vir jou sondes, né? Dan sê hy hierdie hoëpriester, hierdie aardse hoëpriester kan meegevoel hê met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is, né? So die hoëpriester, liewe vriende, hy weet waartoe jy gaan en hy weet waartoe ek gaan daai tyd nou in die Ou Testament, want hy was self daardeur gegaan, menslike hoëpriester. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes, né? So hy moes maar self 'n offertjie bring, 'n beesieslag, omdat hy ook maar 'n sondige mens was, né? Niemand eien hom die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron, né? So die hoëpriester, jy is mense wat op 'n dag, maar ek wil hoëpriester word. Ek bietjie gaan studeer vir 'n hoëpriester. Wil jy? Nee. Jy word deur God geroep, né? So het Christus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee toe hy gesê het, jy is my seun. Van vandag af is ek jou vader. En op 'n ander plek sê hy, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. En wat die Hebreërs skrywer ook maar net kom sê, Jesus het hom self gestuur, die Vader het hom gestuur. Ek en jy, liewe vriende, die drie eenheid God, die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, is ons koppies te plat, né? Ek sê julle altyd, ek vat julle na die sterrehemel toe. Liewe vriende, ek sê vir julle, hoeveel biljoene sterre en planete is daar? God het alles geskep. Vir hom om 'n drie eenheid te wees, 'n 3 in 1 is nou regtig kinderspeletjies. Vir my en jou met ons klein, beperkte ou breintjies, liewe vriende, klein, wat so groot, is ons ou breintjie. Om dit te probeer uitfigure, nee, wat los dit maar, né? So ek en jy is by 'n punt waar ons sê, of jy glo, nie. Ek is daar, vriende, ek sê, baie lank, as ek na die Bybel kyk, is vir my baie duidelik, daar word nooit gepraat oor die drie eenheid nie, maar dit is baie duidelik dat Jesus byvoorbeeld vir sy disippels sê, ek is so lank by julle, en julle sien nog nie die Vader nie, né? So hy en die Vader is een. Maar so, ek sê maar net, dis baie moeilik as ons dan sê, maar
as Jesus sê, maar hy het hom nie gestuur, die Vader hom gestuur, sê die Hebreërskrywer, né? Gedurende sy aardse lewe het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. So hy kom die Hebreërskrywer en hy kom sê maar net weer eens, die aardse hoëpriester, hy sê Jesus is die aardse hoëpriester wat deur God aangestel is, hierso eintlik God self, en selfs hierdie hoëpriester het met gebedinge en smekinge geoffer met harde geroep en met trane, en sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid van God. En vriende, as ek dit lees, dan sê ek vir myself, as ons na Johannes ook gaan kyk en sê hy, wie is die een wat regtig God eer? Dit is die een wat God se woorde ernstig opneem, né? Dan staan daar, die wat God se woorde ernstig opneem, vry vertaal, God sal hom aan daardie persoon openbaar. Hoekom, liewe vriende? Omdat ek en jy in 'n lewende verhouding dan met hom staan. Omdat ek en jy graag wil weet, maar wat is dit wat God vir jou wil sê? Omdat ons by die woord van God uitkom, liewe vriende, omdat ons dit lees, dit oordink, en vir die Here vra deur sy Gees om vir ons te lei. En wanneer ek en jy op daardie vlak onderdanig en gehoorsaam is aan hom, dan kom sê Jesus, maar God sal hom openbaar aan jou in Johannes, né? Jesus kom stel vir ons die voorbeeld van wie sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaam is. Vriende, ek dink as ons by Jesus kan leer wat God self is, wat gehoorsaam is, wie is ek en jy om nie gehoorsaam te wees? Ja, ons wiele val af, dit is so, daarom is Jesus vir ons kom sterwe aan die kruis. Maar dit maak nie, liewe vriende, dat ek en jy 'n vry pas het nie, né? Ek en jy moet te alle tye, omdat ons gered is, gehoorsaam wees aan God wat hy vir ons sê. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van die ewige saligheid geword. En is hy deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek, né? So wat ek net hier uitvat, liewe vriende, Jesus is die ultimate hoëpriester. Jesus was gehoorsaam aan God gewees. Hy verwag dieselfde van jou en van my, dat ons onderworp en ons ondergeskik stel en gehoorsaam wees aan God. En daai gehoorsaamheid kom uit wanneer ek en jy die woord bestudeer, wanneer ek hier geloofsvormende gewoontes doen, om te woord te lees, om te bid, om te journal, om te reflekteer, om te mediteer, om tekste te memoriseer, en so kan ons aangaan, hè. En hoe meer ek en jy ons ingrawe in die woord, hoe meer ons bewus raak van God se teenwoordigheid, hoe meer word ek en jy getransformeer en verander, liewe vriende, en raak ons al hoe meer gehoorsaam aan God, want hoe nader jy aan God beweeg, wil jy hom nie teleerstel en hoe meer raak ons gehoorsaam. Dis wat ek sommer maar net uit hierdie stukkie uit vanoggend kry by 5 sien. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.